Decluttering. Ek soek 'n Afrikaanse woord en die naaste wat ek kom is ontrommeling. Maar dit klink nie lekker nie. So ek gaan hou by decluttering as jy nie omgee nie. Net die woord declutter kan jou al laat sweet. As jy die woord hoor, dan dink jy dadelik aan 'n hele naweek se bootcamp. Jou rommel en 'n boks wat net nooit groot genoeg is nie. Maar hier's die ding. Decluttering hoef nie oorweldigend te wees nie. As jy dit gereeld doen, hou jy jou vinger op die pols en jou voete veilig van daardie Lego blokkies wat jou andersins middernag sou laat bokspring en dans van die pyn. So in hierdie video deel ek 'n paar wenke wat ek self probeer om vinniger en slimmer te werk te gaan. Ek beloof, minder sweet, meer ontspan. Die hele bedoeling van die reeks is om ligter te leef, met minder goed, sodat ons vryer kan asemhaal. Meer tyd op die einde vir jouself en meer tyd saam met die Here selfs. Nou minimalisme as 'n leefwyse help ons om te kies wat ons in ons lewens wil hê. Nie noodwendig wat ek wil uitgooi nie, maar wat gaan ek hou? En in die proses besin ons oor wat is vir ons eintlik regtig belangrik. Minimalisme leer my om dankbaar en tevrede te wees vir dit wat ek het, en om dit te waardeer en op te pas, en terselfdertyd leer dit my ook om meer vrygewig te wees. So dit leer my 'n balans, en dit leer my ook hoe belangrik verhoudings op die einde van die dag vir my is. So kom ons maak daardie berg van 'n Everest van papiere en Happy Meal speelgoed. Kom ons maak dit 'n klein maalshoop wat jy sommer maklik kan plattrap. Welkom by nog 'n episode van Leeflig. Nou my heel eerste wenk vandag is baie maklik, en dit is, begin net met 5 minute. Stel op jou foon 5 minute. Veral as jy net begin met hierdie hele gedagte van minimalisme, dan weet ek, dit kan nou nogal baie stresvol wees, dat jy in die begin dalk nie eers weet, waar moet ek nou begin nie? Vat byvoorbeeld 'n boks of 'n mandjie en gaan deur een kamer of 'n paar kamers en kyk wat kan jy in die boks sit of in die mandjie sit, wat jy kan gaan wegpak op hulle plek of wat jy moontlik kan skenk. As jy dit 'n keer of wat begin doen, net elke week 'n bietjie, dan gaan jy sommer binnekort gaan jy 'n verskil sien. Jy hoef regtig nie die maalperd op te saal, wat jy jou hele huis omkeer nie. Nee, begin net klein, daai klein babatrekkies. 5 minute. Tweedens, hierdie een werk soos 'n bom, om iemand te kry wat jou verantwoordelik hou. En dis nou nogal, soos hulle in Engels sê, 'n game changer. As jy iemand is wat sukkel om by jou doelwitte te kom, of jy begin dalk met 'n oorgawe, hierdie hele ding van decluttering en uitgooi en regpak en organiseer, maar dis nie lank nie of jy wil net moed opgee. As jy dan iemand het wat jou verantwoordelik hou, dan is dit wonderlik. As hulle byvoorbeeld, as jy iemand het wat dit dalk saam met jou doen, en 1 keer 'n week kan julle miskien net by mekaar incheck en hoor, hoe vorder die een, hoe vorder die ander, dan help dit nogal vreeslik baie. Veral as dit iemand is wat jy nou nog respekteer ook, want jy sal dan dalk 2 keer dink as jy iets wil koop, want wat gaan jy vir die persoon sê, hoekom het jy dit gekoop? Gaan jy dit kan regverdig, hierdie aankope van jou? So terwyl ons van vriende praat, kry miskien vir jou 'n vriend of 'n vriendin om jou te help, wanneer jy gereed is om 'n bietjie uit te gooi, of van jou goed te laat gaan.
iemand wat nou nie so sentimenteel oor jou goed is, as wat jy is nie. Ene wat vir jou sal sê, regtig, het jy nou regtig 10 liphuise nodig? En wat doen 'n mens nou eintlik met 20 highlighters? Kryf jou so iemand, al betaal jy hulle met 'n pizza op die einde van die dag, maar dit help verskriklik baie as iemand jou help. Vra net vir hulp. Nou, 'n derde ding wat jy kan doen, is sit vir jou lekker musiek aan. Sit vir jou lekker musiek aan om jou te motiveer, of baie goeie wenk is luister na potgoeie oor minimalisme, want as jy hierdie mense in jou ore het en jy luister na die hele tyd na wat hulle sê en hulle raad, dan is jou energie ook dan lekker hoog en jou aandag is nie afgelei nie. En dis lekker om te luister na ander mense en hulle reis en hulle doen dieselfde as jy en dit motiveer jou. Wenk nommer 4 gaan oor my yskas. Nou, as jy kyk na my yskas, hoop ek dit weerspieël iets van die minimalisme waarmee ek nou besig is. Hier's absoluut niks op my yskas nie. En ek weet dit is ook afhanklik van die lewensfase waarin 'n mens is. So as jou kinders nog klein is en hulle teken nog prentjies, dan plak jy al die prentjies teen die yskas se deur. Of jou kleinkinders se foto's of iets kom teen die yskas se deur. Dis 100% reg. Of hy magnete. Ons is ook al deur dit. Al die plekke in die wêreld wat jy gaan besoek, dan koop jy 'n magneet, plak dit teen die yskas. Maar goed, dis nie waar ek nou is nie. Dis dalk waar jy is en dis 100%. Nou, heel eerste, as ek my yskas oopmaak, onthou net ek waarborg niks. Hy is de mekaar en ek wil vir jou sê, ek het regtig niks spesiaal nou gaan koop om goetertjies in te sit en dit te laat mooi lyk vir hierdie video nie. Hoegenaamd nie. Dit is nou net hoe dit is. Jy kry dit soos dit is. Jy kan, regtig, daar's die naaste goeders wat 'n mens kan kry om jou yskas te organiseer. Maar net so 3 wenke vir jou yskas. Goed, so 1 keer 'n week kan jy jou yskas bietjie uitpak en kan jy bietjie elke rakkie vat en jy kan regtig daai rak bietjie spuit en jy kan hom baie mooi, kan jy dit skoon maak. Nommer 2, dink sekerlik, gaan net en pak dit net so effens reg dat dit vir jou sin maak en ook vir jou huismense, dat hulle ook verstaan, kom ons sit die suiwel ten minste by mekaar, of ons sit al die yoghurts net ten minste by mekaar. En natuurlik moet julle nie die champagne vergeet nie, onthou wat ek in 'n vorige video gesê het, mens moet altyd champagne byderhand hou, want 'n mens weet nooit wanneer 'n mens iets het om te vier nie. So 'n blikkie champagne, moet seker nou nie eintlik drank adverteer hierso nie, maar dis 'n goeie praktyk, mens moet altyd iets hê om te vier. Dan gaan deur jou ou kos. Gaan deur jou vrugte laai, is die perskes nog reg, die appels. Hierso sien ek sommer dadelik 'n ou vrot appel, en as ek hom nie uithaal nie, gaan die res ook vrot maak. So daai appeltjie gaan ek skil, maar nie met jou nie, en ek gaan 'n bietjie vir die voeltjies gee. Net my laaste stukkie raad vir vandag is, as jy vanaand braai of jy eet hoender en jy weet nie wat om met daai beentjies te doen nie, moet hulle nie in die asblik gooi nie, want hulle lok wurms. Jy weet daai klein wit wurmpies, dis baie gross. So as jy 'n vleisie braai, gooi jou beentjies, kry jy jou sakkie, gooi hulle in die sakkie of enige ander ou kosse wat jy niks mee kan doen nie. Gooi hulle in 'n sakkie, zip hom toe en sit hom in 'n hoekie in jou vrieskas. En dan, wanneer die aslorry kom, dan gooi jy dit weg. Dan stink jou asblik nie en daar's ook nie wurms nie. Wenk nommer 5 gaan oor jou junk laai. Raak ontslaaf van alles wat met tyd in hierdie laai geprop is en nie meer 'n funksie het nie. Daardie ou laaiers, chargers, ou batterye, ou strootjies. Soek 'n plek of 'n huis vir die goed in die laai, anderster al is dit die asblik. Gooi dit dan uit as jy nie meer nut daarvoor het nie. Wenk nommer 6. Hou jou oppervlaktes skoon. As jy dink aan die oppervlaktes van jou kombuiskaste, hoe lyk dit? Vol? Probeer so 'n bietjie om daai oppervlaktes in jou kombuis skoon te hou, want as daar 'n klomp goed op die kombuis oppervlaktes is, laat dit alles so vol en besig en te mekaar lyk.
So vra jouself, is dit nodig dat die rooster, die toaster op die kas staan? Jy gebruik hom dalk 3 minute om jou brood te rooster. Maar vir die ander 23 uur en 57 minute van die dag, staan hy daar as visuele geraas. Het steel jou aandag, het verhoog jou stres, sit dit in die kas. Dit vat 5 minute om dit uit te haal, maar daai skoon oppervlak gee jou 'n gevoel van kalmte wat op die einde onskatbaar is. Dan wenk nommer 7 is jou motor. Hoe lyk jou motor aan die binnekant? As iemand onverwag sou sê, kan ek saam met jou ry, wat sal jy sê? Sal jy dadelik begin verskoning vra vir die toestand van jou motor binne. So, dis 'n goeie praktyk. Kry vir jou 'n sakkie, so 1 keer 'n week, en gooi al jou strokies, al hierdie koffiekoppies, waterbottels, jou kaarte kan jy netjies rangskik en dan het jy natuurlik jou geldjies vir die motorwagte in die middel van jou kar. Maar as jy nou 'n sonbril het, nê, regtig waarvan die een oor af is, dink jy gaan hom ooit weer gebruik? Ek dink nie so nie. Gooi hom in die sakkie. Kyk dan ook wat gaan hier aan die kant van jou deur aan. Hierso is 'n klomp papiere. Nee, Decifix. Jy sal nou wonder hoekom het ek Decifix in my kar, maar dit is vir al my swart broeke. As ek iewers uitklim en daar's hare of iets op my broek, dan gebruik ek my Decifix om my hare uit te kry. Dan gaan jy deur jou paneelkussie, dit is jou cubbyhole, en jy kyk wat gaan daaraan. Vreemde goeders wat 'n dominee in hulle paneelkussie het is sykouse, want jy weet nooit as jy by 'n kerk aankom en jou sykouse is geleer nie en daar's nie tyd om nuwe sykouse te kry nie. So baie vreemd, jy hoef dit nie te doen nie, maar in my paneelkussie is 2 pare sykouse en tissues en natuurlik die boekie en die diensboekie. Dis dit oor die algemeen. Alle klere wat jy in die week in jou kar gegooi het, vat dit in huis toe. Hou jou kar netjies en dan voel jy naderhand soos of jy met 'n Uber Black ry en al ry jy net Spar toe. Ons te wenk vir vandag gaan oor ons lesenaars. Ons dink baie keer is slim om alles op my lesenaar te hou vir gerief, want ek werk dalk aan 10 goed gelyk. Maar eintlik is dit net visuele geraas. Jou brein probeer werk, maar jou oë is besig om te tel hoeveel penne en hoeveel koffiebekers en post-it notes lê daar rond. Dis soos om in 'n rockkonsert te probeer mediteer. Hou net die werk waarmee jy besig is. En wees dapper. Gooi die papier in die herwinningstrom, stuur die koffiebekers terug kombuis toe. En dan 'n pro tip wat ek nou geleer het is, hou 1 laai leeg. En dan, aan die einde van die dag, vee jy alles van die lesenaar af daarin. En die volgende oggend begin jy dan met 'n skoon oppervlakte, in plaas daarvan dat jou lesenaar voel soos 'n lost and found toonbank by die gym. Minimalisme beteken, jy het ook 1 van elke ding. 1 gaatjie pons is genoeg. 1 skêr, 1 stapler, krambinder. Jy is nie 'n kantoorwinkel nie, jy is 'n mens. En dan natuurlik die penne toets. Toets hulle almal. Die helfte skryf nie meer nie, en die ander helfte is gratis promosiepenne wat lyk of hulle by 'n petrolstasie gebedel is. Hou net die penne wat jou gelukkig maak. Marie Kondo sou sê, does this pen spark joy? As dit nie eers ink in het nie, is die antwoord duidelik nee. En moenie ook voorraad opgaar nie. As jy genoeg krammetjies het om 'n klein brug te bou, dan het jy duidelik te veel. 1 boks of leer vir papier wat aandag verg, net 1. Nie 'n argief van die nasionale biblioteek nie. Hanteer inkomende papier dieselfde dag. Koeverte en advertensies gaan direk in die herwinningstrom. En kursusmateriaal, kom, ons wees nou eerlik, daardie 1 dag kom nooit. As jy die notas nie binne 'n week gebruik het nie, gaan jy dit ook nie in 2040 gebruik nie. Herwin dit en pas die kennis toe. Sit 'n klein plantjie of iets snaaks op jou lesenaar. 'n Plant sê, ek leef, en 'n speelse item sê, ek lag. Dit hou jou ruimte lig
Groepeer jou goed. Koorde by koorde, papier by papier. Dis soos 'n kleuterskool vir jou kantoor-items. Almal het 'n maatjie en niemand dwaal rond nie. 'n Lesenaar vol papier en half geëte peselappies maak jou brein eintlik net twitchy. Jy voel soos 'n hamster op 'n treadmill. 'n Skoon werkplek gee jou kreatiwiteit en kalmte. Dis die verskil tussen ek's oorweldig en ek's 'n ninja van produktiwiteit. So dit is my 8 wenke vir die dag. Watse wenke het jy dalk wat jy graag wil deel, wat ons weer kan help? So moenie vergeet om die subscribe knoppie te druk nie. Tot volgende keer. Onthou, leef lig.